Ja, goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens. Ons bid dat ook direk getroos sal word. Namens die kerk laat die volgende afkondiging, die kollekte is Bybelverspreiding. Die jaarsdae is Vrydag Juliet Sali en Sondag, Saterdag is Marcus Bester en sê vir baie geluk met hulle verjaarsdag. Ons vier DV oor 2 weke die heilige nagmaal. Kom ons sing saam lied 169 vers 1 en vers 3. Daar is geleentheid vir stil gebed tot die Here. Ons sing Psalm 95 vers 1 en 4. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here en dan loof ons met vers 1 van Psalm 105.
Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons bely saam in die kerk vir al die eeue ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. In die katekismes bely ons in die eerste paar Sondae dat die mens in sonde ontvang en gebore word en dat elke mens as gevolg van sy sonde skuldig is om deur God gestraf te word. En daarom word gevra in Sondag 5 in die katekismes, is God dan nie ook barmhartig nie? Aan die een kant, God met die oordeel uitspreek oor die mens se sonde, omdat die mens ongehoorsaam was, maar dan ook wel die vraag, is God dan nie ook barmhartig nie? Die antwoord, God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Barmhartig en regverdig is wat God aanbetref in sy wese in. Hy moet die oordeelde uitspreek, maar hy is ook barmhartig en genadig. Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat in die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die zwaarste straf gestraf word. Dit is die stewige straf aan liggaam en siel. Aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike ewige straf verdien het, hoe kan ons weer die straf bevry en weer in genade aangeneem word? Die antwoord, God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander te volle betaal.
Ons kan God se barmhartigheid en genade ontvang as iemand anders vir ons sonde en skuld betaal. En dan die vraag, kan ons deur onsself betaal? Nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. As gevolg van die feit dat ons sondig is, maak ons elke dag meer en meer sonde, en sodoende word die skuld al groter en groter. Kan enige ander skepsel vir ons betaal? Nee, want ten eerste wil God aan geen ander skepsel die skuld straf wat die mens gemaak het nie. Ten tweede kan geen gewone skepsel die las van die ewige toorn van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan verlos nie. En dan die vraag, hoe middelaar en verlosser moet ons dan soek? So een wat 'n ware en regverdige mens is. So een wat 'n ware en regverdige mens is, maar nogtans ook sterker as alle skepsels is. Dit wil sê wat terselfdertyd ware God is. God en mens wees. Vir ons verstand, bokant ons verstand, dit is God se genade en barmhartigheid. Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees? 'n Ware en regverdige mens is iemand wat nooit enige sonde gedoen het nie. Omdat die geregtigheid van God eis dat die menslike natuur wat gesondig het vir die sonde moet betaal, maar die mens wat self sondaar is, kan nie vir ander betaal nie. Waarom moet dit terselfdertyd ware God wees? Om deur die krag van sy godheid die las en die toorn van God aan sy mense te kon dra en vir ons die geregtigheid en die lewe te kan verwerf en teruggee. God en mens is die een wat vir ons sondes kan betaal. Wie is hierdie middelaar wat terselfdertyd ware God en ware regverdige mens is? Ons Here Jesus Christus, wat God vir ons op wysheid, geregtigheid, heiligmaking en volkome verlossing gegee het. God skenk dit alles uit genade alleen. En dan die vraag, waaruit weet jy dit? Uit die heilige evangelie wat God self aanvanklik in die paradys bekend gemaak het, daarna dat hy deur die heilige aartsvaders en profete laat verkondig en deur die offers en ander seremonies vir die wet laat uitbeeld. Eindelik het hy deur sy enige gebore seun vervul. Al die offerhandes in die Ou Testament wys heen na die volmaakte offer van Jesus Christus. Elke offer wat geslag is in die Ou Testament wys heen na die offer wat Christus volledig gebring het. En omdat ons uit genade alleen verlos is, moet ons leef tot ere van God, uit dankbaarheid. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat Egipte in die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van die hemel daarbo, of in die aarde en onder die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes hulle vaders toe, selfs tot die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg jy Saterdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. 7 dae het hy gerus, en daarom die Here dit as gereelde rustig geheilig. Eer jou vader en jou moeder, en as jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag niemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons sing lied Psalm 130, daarna bid ons saam en daarna sing ons vers 3. Amen.
Ons almagtige hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, dit 'n heerlike voorreg om as sondaars na U te gaan, om as sondaars voor U te kom, in die heerlike wete dat ons sondeskuld vergewe is, ter wille van die Paaslam wat U gegee het. Lei ons daarom deur U woord en deur die Gees, om altyd dankbaar te lewe tot ere van U naam. Lei ons om so te leef dat U naam groot gemaak sal word, en U lof verkondig sal word oor 'n aarde vol van sonde en ellende. Gebruik ons in U diens om U liefde en barmhartigheid uit te dra, tot ere van U naam. Wil U self deur die woord vermaan, vertroos, versterk, bemoedig, sodat ons kan leef as kinders van U, en altyd opreg kan wees tot ere van U naam. Lei ons deur die woord en deur die Gees, en wil U seker maak dat U woord reg verkondig word, tot ere van U naam, tot bekendmaking van U dade, en tot opbou van ons geloof. Vergewe ons sondes, en wees U nou met ons, om Jesus naam se wille. Amen. Ons lees saam met Jesaja 15 vers 1 tot 16 vers 14. 'n Uitspraak van die Here teen Moab. Arm Moab is oornag verwoes, vernietig. Kir Moab is oornag verwoes, vernietig. Die inwoners van Dibon gaan die hoogtes toe om te huil. Die Moabiete treur oor Nebo en Medeba. Die Moabiete se kop en skaal geskeur, hulle baard is afgesny, hulle dra rouklere op die straat, hulle huil op die dakke en die pleine, hulle vergaan van verdriet. Die mense van Gesbon en Elale skreeu van angs, dit word tot by Jaas gehoor. Selfs Moab se soldate skreeu, hulle moet begeef hulle. My hart brand oor Moab, sy mense het gevlug tot by Soar, tot by Eglat Selisia. Hulle klim die opdraand na Luggit toe, huil uit, op pad na Goranaim toe skreeu hulle oor die ramp wat hulle getref het. Die water van Nimrod het opgedroog, die gras het verdor, die plante het verdwyn, daar is geen groenigheid meer oor nie. Die Moabiete vat wat hulle gespaar opgegaar het en dra het oor wal gespuit. Hulle groep weer klink deur die hele gebied van Moab, hulle gehuil word gehoor tot by Eglaim en weer Elim. Die water van Dibon is vol bloed, maar ek sal erge rampe oorbring, sê die Here. Ek laat die wat in Moab omkom het en die wat oor is in die land, deur leeu's verskeur. Stuur uit Sela in die woestyn na Sionsberg toe lammers vir die regeerder van die land. Want soos voeltjies wat rondfladder nadat hy nes geskop is, so drom die mense van Moab by die Arnon se druwe saam. Hulle sê vir Juda, gee vir ons raad, maak 'n plan, laat U skade nie oor ons val, maak dit donker oor ons op hierdie snikhete dag, beskerm die verjaagers, moenie die vlugtelinge uitlewer nie. Neem Moab se vlugtelinge in beskerming, wees vir ons skuilplek en die wat ons wil vernietig. Dat die nood verby is, die verwoesting tot 'n einde kom, en die land vertrap weg is,
sal die Here in sy trou 'n troon oprig, en daarop sal die heerser sit die nageslag van Dawid. Hy sal betroubaar wees, hy sal beywer wat reg is, hy sal reg laat geskied. Ons het gehoor van die hoogmoed van Moab, van sy trots, sy vermetelheid, sy hoogmoed, sy hoogvaardigheid, maar sy grootpratery het tot niks gelei nie. Daarom huil Moab nou oor Moab, hulle huil almal, hulle kerm verslaan oor die losentjiekoeke vir Kirgeres, want die wingerde op die terrasse van Hesbon en die wingerde van Sibma verwelk. Hulle wyn het heersers van nasies dronk gemaak, die wingerde wat gestrek het tot die jaagse gerank het tot die woestyn. So rank het dele gegroeid en tot die see gekom. Ek huil saam met Jaase oor die wingerde van Sibma, met trane vloei oor julle, Hesbon en Elale, want julle het nie meer 'n vrugteoes en 'n graanoes nie. Daar is nie meer die oesvreugde nie. Vreugde en gejuich het verdwyn uit die vrugteboorde. En die wingerde word daar nie meer gesing en gejubel nie. Die parskuipe word daar nie meer wyn uitgedrag nie. Want ek maak 'n einde aan die oesvrugvreugde, sê die Here. Dit kerm in my oor Moab, dit kerm soos 'n lier. My binneste kerm oor Kirgeres. Wanneer die Moab na die hoogtes toe gaan en daar afgelope offers te bring, na die heiligdom toe gaan om te bid, is dit te vergeefs. Dit is wat die Here van tevore oor Moab gesê het. En nou sê die Here, binne 3 jaar, 3 jaar wat so ondraaglik sal wees as wat dit vir 'n dagloner is, sal van Moab se mag en veral sy mense min oorwees, wat oral sal min en niks werd wees. Ons teksverse, Jesaja 16 vers 3 tot 5. Hulle sê vir Juda, geef vir ons raad, maak 'n plan, laat die skade nie oor ons val, maak dit donker oor ons op die snikhete dag. Beskerm die wat verjaag is, nie die vlugtelinge uitlewer nie. Nee, Moab se vlugtelinge beskerm. Wees vir ons 'n skuilplek teen die wat vir ons wil vernietig. Wanneer die nood verby is, die verwoeste tot 'n einde kom en die wat in land getrap is, weg is, sal die Here in sy troue troon oprig, en daarop sal die heerser sit in die nageslag van Dawid. Hy sal betroubaar wees, hy sal beywer wat reg is, hy sal reg laat geskied. Geliefde broers en susters in ons Here Jesus Christus, leef jy sodanig volgens die woord, gehoorsaam aan God, vreugdevol as Christen, sodat die ongelowige in jou skadu kan kom skuil, so die ongelowige kan sien jy het iets anders, jy is meer as die ander mense, want jy lewe saam met die heilige God. En die skadu kan kom skuil en vertroos kan word deur jou nabyheid en die wyse waarop jy God dien. Iemand wat so lewe, wat so gehoorsaam lewe, treur oor al die ellende in die wêreld en sê nooit dat 'n ander een dit verdien om swaar te kry nie. Alhoewel jy weet dat elkeen wat nie leef volgens die woord van God nie, in elk geval sal probleme optel en sal teëspoed en swaar ervaar. Hoeveel keer het jy al getreur oor al die ellende in die wêreld? Elke maand praat ons daaroor, maar treur ons regtig waar oor al die ellende in die wêreld? Hoeveel het jy al gerou oor die sonde wat alles verwoes en afbreek? Hoeveel keer het die beelde op televisie van vlugtelinge, oorlog, verwoesting jou hart geraak om voorbidding te doen vir almal wat ly onder goddelose maghebbers wat alles vernietig. Deernis vir die mense wat ly, wat swaar kry as gevolg van die sonde van die mens en as gevolg van maghebbers wat alles wil verwoes. Die Here sien die sonde van Moab en in 'n hoog met gierigheid die land verwoes, so daar nie oesvreugde is nie. Die Here sien dit en hy treur saam met Jaser, 'n Moabitiese stad, 'n dorp oor die verwoesting van die wingerde. Hy treur oor die verwarming van die aarde, oor die droogte, die vure wat droog is, oor die maardiere, die gebrek aan water. Die feit dat daar geen oesvreugde meer is nie, geen gesing in die wingerde is nie, geen gesing in die velde nie. Dit wat hulle eens vir almal kon gee om te geniet is tot niet. Dit kerm in hom oor hulle verharding. As hulle steeds offer bring vir die afgode en te vergeefs die beelde bid. Hy rou daaroor, hy het seer daaroor dat mense steeds ten spyte van al die swaar kry, nog steeds na hulle afgode toe gaan. Sy hart brand oor die staksigheid van die mens, wat nie sy hulp by hom as die barmhartige, liefdevolle en genadige God opsoek nie, maar steeds na mammon roep, steeds sy eie wil volg, steeds self dinge wil regmaak.
Hy huil oor die selfgesentreerde gelowiges wat afsydig staan teenoor soveel nood in die wêreld en nie die vlugtelinge altyd beskerming bied nie. En daarom saamgevat, ons leef in 'n onbarmhartige tyd. Wêreldwyd is daar vlugtelinge, wêreldwyd is daar nood, hongersnood, verwoesting, oorlog en soveel mense wat asiel soek, omdat hulle uit hul eiland gedryf is as gevolg van oorlog of deur hulle eie maghebbers. Mense raak nie meer betrokke by ander nie, en min mense reik uit na mense in nood. Meeste mense ontken en weier om verantwoordelik op sy eie dade te neem en blameer die omstandighede of ander vir die swaar. Altyd word die blame geskuif, ek kry swaar as gevolg van die of daai. Nooit aanvaar die mense eie verantwoordelikheid. En dan sukkel elkeen op sy eie in hierdie wêreld, terwyl almal se ellende deur nuusmedia tentoongestel word. God se deernis, sy liefde, sy hartseer oor die gemors op aarde word nie verkondig nie. Elkeen worstel op sy eie oplossing. En meestal is alles selfgesentreerd, want die belangrike eie ek is die een wat veronreg word. Ek is altyd die onskuldige party en al die ander mense veronreg my. Die eie belang van tydsgees dryf elkeen na sy eie hoekie toe en beperk die onderlinge liefde en sorg wat die gelowiges vir mekaar moet betoon. Selfs tussen die gelowiges is daar 'n koudheid, 'n onbetrokkenheid, nie werklik waar 'n lewende, warme ondersteuning en help vir mekaar nie. Daar is selde ware meegevoel met ander se ellende, en soms is daar vergelding in plaas van barmhartigheid. En dan word die waarheid dikwels verdraai om die mens te pas en elkeen leef in sy eie werklikheid. Die gedeelte wat ons voorgelees het, waar die ellende so uitgespel word en so duidelik geskets word, is moeilik om die juiste historiese agtergrond daarvan te vind. Want dit is nie bekend wanneer Moab 'n groot ryk was wat verwoes is en by Israel gaan skuil soek het. Die profete het van hoofstuk 10 tot 25 uitsprake oor al die destyds bekende volke bymekaar gesit. Hy het gesê die dag van die Here kom, en daar het hy elke volk geneem en dit beskryf hoe dit na die volk sal gaan. Hy verkondig die dag van die Here vir elke volk en mag om te ongehoorsaam aan God is. Tog verkondig hy ook die oplossing vir die probleme. Gaan skuil by die volk van God. Vat 'n offerlam, gaan na Jerusalem toe, gaan na die Sionshoogte toe en vind daar skuil teen die geweldige snikhete dag. In midde van al die chaos en verwoesting verkondig ons teksgedeelte die deernis en liefde van God. God se liefde, bekommernis, sy hartseer oor die werklikheid van die aarde wat so verwoes word deur die mens se sonde. En word ook verkondig dat hy sal sy raadsplan deurvoer en sy beloftes nakom. Hy is inderdaad 'n barmhartige God wat uitreik na mense in nood. Hierdie gedeelte verkondig die barmhartigheid van God te midde van sy oordeel oor sonde en gehoorsaamheid. Een saak wat baie sterk na vore kom, is die feit dat God barmhartig is en dat hy treur oor al die sonde en die gevolge daarvan. En dit wissel van 'n klaagsang tot 'n profetiese voorspelling van die ondergang en verwoesting van Moab. En Moab het as volk ontstaan as gevolg van bloedskande. Ons ken die geskiedenis van Lot en die Sodom en Gomorra. Lot het gevlug uit Sodom en Gomorra en hy en sy dogters het in 'n grot gaan bly. Hulle het hom dronk gemaak en 'n paar gemeenskap gehad. Die tragiese van daardie verhaal is die feit dat die seuns genoem word, al twee dogters 'n seun gehad, die een se naam is Moab, en Moab beteken van my pa af. Die ander een se naam is Ammon. Ammon beteken my pa se. Hulle is trots gewees oor die sonde wat hulle gedoen, sodat hulle die hele gees van Sodom en Gomorra ingeadem. Moab as volk was ongelowig en goddeloos, want die volk van die Here het na alle koste wou uitgery het. Gaan lees my die geskiedenis van Balaam, Balak en Bileam, die praat met donkie nou weer 22. En soveel jare later, in die tyd van Jesaja, is Moab steeds verhandig teenoor Israel en wil hulle uitbuit en verwoes. En wanneer die oordeel Moab tref voor hulle sonde, sien die mens die liefde en barmhartigheid van God. Kyk altyd in al die oorloë, al die ellende en sien daar dat God se liefde en barmhartigheid hoe hy bewaar en beskerm. Sy hart brand oor Moab. En mense sou dit nie verwag nie. We sien die ontstaan en geskiedenis van Moab, nadat hy by sy genade Lot en sy dogters verlos het.
Genade is altyd meer as oordeel. Verlossing is altyd belangriker as straf. En telkens seëvier in God se onbeperkte liefde en genade. Hy wil nie verwoes of verdelg nie, maar wil graag red. Hy wil graag almal verlos om saam te leef in gemeenskap waar die mense lof sing en hom eer. Sy hart gaan uit na elkeen wat ellende en teëspoed oor homself bring en die skepping daaroor laat ly. Hy treur oor die sondes van die mens en al die ellendes wat die wêreld veroorsaak. Daar word 'n oplossing aangebied vir die mense van Moab. Hulle moet 'n lammer neem, 'n offerlam, en stuur na Sionsberg en daar hulp soek. By God gaan hulp soek. Hulle moet offerande vir hulle sonde saamneem na Sionsberg om God te ontmoet en sal by ons skuiling en redding vind. Wanneer die mens met al sy probleme goed na God te kom, sy sonde bely, is daar 'n oplossing en 'n lewe vir hom. Die enigste skuiling teen die gevolge en die ellende van sonde is om voor God te plaas deur opregte belydenis van skuld en 'n bede dat hy genadig en barmhartig moet wees. Hy wil graag genadig en barmhartig wees, maar die mense eie hoogmoed keer dit blykbaar baie kere. Die mense wil nie onomwonde sy skuld bely en sê, ek kan nie, ek is skuldig, ek het gesondig voor u, vergewe asseblief nie. Die mense wil altyd maar die saak reg redeneer. Die regter van die wêreld treur oor die sonde van die mens, maar die hoogmoed en eie geregtigheid verwoes en breek alles af. Daarom vlug na hom en neem 'n offer saam ter versoening van jou sonde. Dis die Ou Testamentiese boodskap vir 'n wêreld in nood wat heenwys na die ware offerande, na die ware paaslam, die ware offerande op Golgotha. Aanvaar die lam wat God gegee het as offerande. Bely jou sonde en erken dat versoening gedoen moet word vir jou sonde deur 'n ander een, dat jy self nie kan doen nie, maar dat God die ware lam gegee het en dat jy daarna gehoorsaam sal leef tot ere van sy naam. Verlossing, genade en dan 'n gehoorsame lewe tot ere van sy naam. Dis die enigste moontlikheid van hoop, verlossing en redding uit die moeras van die sonde wat alles vernietig. Dis ook vandag die enigste hoop vir die wêreld, om na God te gaan en by hom genade en barmhartigheid ontvang. Ongelukkig verhinder Moab se hoogmoed en arrogansie dat daar gesnoeg kan word vir hulle sonde. Hulle val terug op hulle afgode, maar dit help niks nie. Hulle aanbid hulle afgode ten spyte daarvan dat God sê, kom skuil by my volk. Profeet wys die gelowige op sy verantwoordelikheid in die wêreld om skuiling te bied aan die vlugtelinge in Moab, sodat God kan leer ken. Die Moabiete vlug van die verwoesting van hulle land en ontvang die raad om na Sion te gaan waar God woon. Hulle smeek die volk van die Here, die skade weet tog net omdat moet val, om op hierdie snikkende dag te beskerm. Die snikkende dag verwys na die gloeiende toorn van die Here die Almagtige. Daarteen kan slegs gelowiges skuiling bied deur sondebelydenis en beskerming en uitreik na ander. In hierdie gloeiende toorn is daar aan sy volk se skade wees skuiling, is daar aan sy volk se lewe saam met God moontlikheid vir Moab om ook verligting te vind en getroost te word. En daarom die gelowige deur sy lewe en voorbidding die toorn van God afkeer en pleit vir genade vir die wêreld. Voortdurend elke dag bid vir God. Wees tog genadig, verander die wêreldgeskiedenis. Laat daar tog vrede en barmhartigheid kom. Die barmhartigheid en deernis wat elke gelowige wat jy ook ontvang het van hom en ervaar, moet uitgedra en gedeel word met almal om jou. Sodra die gelowige die liefde en barmhartigheid van God bloot net vir homself toeëien en dit nie uitdra na ander om hom nie, vergeet hy dat hy net so sondig is soos die wêreld en dat sy lewe slegs te danke het aan God en Christus se soendood op Golgotha. En dan staak hy sy voorbinding vir die wêreld en sy gebede word bloot 'n goedkoop inkopieslys van sy eie selfsugtige begeertes. Die wêreld word onregeerbaar omdat die gelowiges nie meer in deernis, in liefde en ootmoed bid vir die wêreld en God vra vir genade en barmhartigheid nie. Nie meer liefde voorbidding doen vir almal wat hom nie ken nie. God se beloftes troos die gelowige en die ongelowige in 'n profetiese vergesig. Sien Jesaja die troon van Jesus Christus. In hierdie nood duidelik, die enigste oplossing is die troon van Jesus Christus. Die ware paaslam, die paaslam wat geslag is ter wille van ons sondes. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het, sodat hy liefde en barmhartigheid kan bewys op grond van die soendood van sy seun.
Hy het die offerlam vir die wêreld voorsien. Hy het self die offerlam gegee om daarmee volmaak volkome voorsiening te doen. Hy sal betroubaar wees en reg laat geskied. En die profeet van die Here het empatie met hulle wat alles verloor het. Hy treur omdat Moab steeds hulle heil gaan soek by afgode. Ten spyte van die oplossing by Israel, gaan Moab steeds afgode toe. En nie by hom as die lewende God wat lewe gee nie. En daaroor treur God oor die mense moedswilligheid om self te probeer oplossing te vind. Die oordeel by God kom maar weer eens oor Moab, omdat hulle sy liefde en verag en vertrap. Hulle kon skuiling kry in die skaduw van sy volk, maar het verkies om hulle afgode te aanbid wat niks kan doen nie. Hy treur oor elkeen wat sy geluk en vrede soek by afgode en nie by hom nie. Hy treur oor elkeen wat weg gaan draai van hom af, elkeen wat nie hom aanbid en leef saam met hom nie. Hy roep almal terug, sodat sy liefde en barmhartigheid ook hulle lewens kan regeer. Hy wil verlos, hy wil lewe gee, hy wil saam die mens leef, sodat die mens hom kan loof en kan eer. In hierdie gedeelte baie duidelik die deernis van God wat word verkondig, maar ook die sonde van hoogmoed wat alles verwoes en afbreek. Die regter van die hele aarde treur oor al die ellende en verwoesting wat spruit uit die sonde van hoogmoed en selfreffing. Hy het geen behaag in die ondergang van die wêreld nie, maar juist daarin dat die wat verlore is, gered word. Hierdie deernis en liefde van hom moet jy as gelowige verkondig in hierdie wêreld deur 'n gehoorsame lewe, sodat ander skuiling kan vind in die skaduwee. Leef sodanig dat ander graag saam met jou wil leef tot ere van God. En juis wanneer jy die liefde en barmhartigheid van God verkondig, juis dan ervaar jy al meer en weet, vrye gawe God gee, dat ek dit uitdeel na al die mense om my. Leef so die ongelowige graag weer ons skuil, en tot geloof wil kom, deur jou liefde en meelewing saam met die Here. En doen voorbidding vir die wêreld, en vra dat hy ook hulle oë moet oopmaak, deur sy Heilige Gees, en hulle harte moet verander, om saam met ons te aanbid, tot ere van sy naam, en die samelewing te transformeer. Die gebed van die gelowige het baie krag, en daarom reik uit na die mense buitekant, bid vir hulle, dra hulle op aan God se genade troon, en vra om genadig te wees. As ons dit doen, kan almal in vrede lewe, en sy goedheid loof en prys, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige hemelse God en Vader, ons verstaan dit nie, maar ons verwonder ons oor die barmhartigheid, genade, liefde. Ons verwonder ons daaroor dat U treur oor al die sonde en die ellende wat die mens in homself bring. Leer ons ook om U liefde en barmhartigheid so te ken, dat ons dit uitdra na ander om ons, om U te loof en te eer. Ons doen voorbidding vir die wêreld. Daar is so baie ellende en swaarkry in hierdie wêreld. Hongersnood, mense wat hoogmoedig is. Wil U deur die genade en barmhartigheid hulle harte verander, U te mag ken, om ootmoedig te lewe tot ere van U naam. En daarom bid ons ook weer vir die kerk oor die ganse aarde. Bewaar U kerk en leer en lei en dra ons om so te leef, dat U naam aan alles in verheerlik sal word. Leer ons ook om voortdurend te bid op U genade en barmhartigheid, dit uit te dra tot ere van U naam. Dra ons deur die woord en deur die Gees, skenk ons insig en wysheid om heilig te lewe, sodat U naam verheerlik sal word. Wees met elkeen wat siek is, wat in nood verkeer, wat alleen is, wat treur, wil U vertroos en krag en genade gee, sodat U lof vir die ganse aarde verkondig kan word. Gee ons krag en genade om ons dagtaak te doen tot ere van U naam, op so 'n wyse dat U naam alleen geloof en geëer sal word. Bewaar ons deur die barmhartigheid en deur die liefde, en vergeef ons al ons baie sondes. Wees U met ons om Jesus Christus naam wille. Amen. Daar is geleentheid vir die insameling van liefdegawe.
Ons sing Skrifbybel 1, vers 6 en vers 7. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees